is nou 1 jaar dat die koep staan, so ek dog ek gaan gou vir julle wys hoe lyk hy. So dis hoe hy lyk hier van vooraf. Ons het die ran en dan die huisie. En hier in die ran, hy staan oop deur die dag. So die maatjies kom in en uit soos hulle wil. Hier het ons die kleuterskool. So die voeltjies wat gegraduate het uit die nursery uit, kom kleuterskool toe, dat hulle gewoond raak aan die groot diere, en dan hier bly hulle tot hulle nou al hulle vere het, en dan sal ons hulle in die trop toelaat. Ons het hier 'n run chicken deurtjie wat ingaan na die henhuisie, en die honde laat hulle self in. Hier het ons hulle feeder, vreeslike oulike konsep, en hulle kan hulle self help. Kom, Zoe, uit. Hier's wat ons noem die tipi. Ons gaan hom probeer draai. Hier is waar gate gegrou word en eiers gelê word. En hierdie kant van die ran het hulle 'n donkie om op te kuier, water, lekker klimrame, hier is ons 'n swing. Hier's een tarantaal wat nie wil buite speel nie. En hulle roost, en waar hulle slaap is op hierdie balke. In die somer slaap hulle hier buite. Jy kan sien wat doen hulle aan ons wonderlike vaarwerk. En dan het ons heatlamps, soos wat ons dit nodig het. Daar's die muur met ventilasie. Ek gaan kyk binne in die chicken house. Maxie, kom uit. Kom. Kom weg daar by die babatjies, kom. Hier is die hen house. Ek kom oopmaak. Lekker sagte sand, dis vreeslik koel hier binne. Hennetjie het vir ons 'n eier gelê. Dankie Hennetjie. Onthou is dit net een hoender en 'n klomp tarantale. Tarantale lê nie eiers in hierdie nestingbokse nie. Hulle lê hulle oral in die erf. So hier is die roosting bars. Hulle slaap net hier binne in die winter. En ek stel nie voor mense sit muurpapier op as jy tarantale het nie, want hulle ruk hulle dit van die mure af. Maar die muurpapier was vir my mooi. En ons het vir hulle 'n sign gemaak. Daar is die dak, daar is insulasie in. Julle het gesien toe ons die mure gebou het, met al die scripture wat ons binne in die mure gesit het. En ja, dit is die, wat het julle dit genoem? Die hotel, die hoenderhotel. So, hierdie kant is die nesting boxes wat jy kan oopmaak van buite af. En dan natuurlik die vensters wat gepredatorproof is. En daar is die onderkant. So ja, dit is ons hoenderhotel. Hy staan nou 'n jaar lank. Hy is nog steeds vir my baie mooi. Ek dink mooi man het vreeslike nice werk gedoen. Alles werk mooi, hy bly cool. Hy is goed in die winter. En dit lyk asof ons vlak baie gelukkig is. Ek kan hoor hoe skree hulle ergens daar onder in die tuin. Daar's 2. Hierdie tyd van die middag kom hulle om te kom wurmpies eet. Ek steun voor hulle gewoonlik wurms. Hierdie een staan voor in die koor. Haar naam is Club Bicycle. Want almal in die klub ry haar. Dis ook maar agtersteewe so rof lyk. En sy is seker honger. Ek is op soek na tarantaal-eiers. Hulle lê oral behalwe waar hulle moet. So hier is ons 'n houthoop en hulle hou daarvan om hier weg te kry. Maar dit lanklaas daar gelê. Kom ons kyk in hierdie gaatjie. Wat gaan hier aan? Daar's 4 eiers, maar dis ou eiers. Ek het hulle gemerk met 'n koutjie. Sodat as die nuus kom dat ek weet wat is oud en wat is nuut. Daai is definitief vrot. So dis 'n skattejag. Elke middag loop ek hier deur die erf om te kyk waar het hulle die eiers gelê. Dis nou dag 4 wat ek nog nie die eiers kon opspoor nie. Hulle het vroeër daar ook gelê. Daar's Hennetjie. So julle het nou vir Club Bicycle ontmoet en vir Hennetjie. Dis ons enigste hoender. En sy is baie lief vir besies. En ons voer haar uit die swembad se besies uit. En hier tussen die akkerbome kan jy sien die gate in die grond. Dit is waar. En dit skrob elke dag.
Maar ek weet regtig nie waar is die eiers nie. Ergens lê 'n hoop eiers. En ek weet nie waar hulle is nie. Dis gaan kyk waar skree hierdie een so. Hier in die groentetuin inloop. Maar hulle is aan die kant die draad. Kom ons kyk. Daar is hulle in die voortuin. Ek het nou net deur die voortuin geloop op pad om te soek na eiers. Ek kry nêrens nie. Ek sal maar aanhou soek en julle laat weet as ek hulle kry. Hier het ons vir Whitey en een van die no-names. Nou Whitey is een van ons oorspronklikes. Hy is al deur soveel goed. Hy is al deur 'n aanval waar helfte van sy lyf weg was. Ons het gedog hy gaan dit nie maak nie. Dit is vreeslik arrogant. Die enigste witte wat ons het. Maar hy's 'n survivor. Hy is al deur 'n paar groot goeters. Ons het eenoggend wakker geword en hy was heeltemal, sy lyfie is amper uit mekaar uitgeskeer. Kyk hoe hardloop hulle nou weg. En wie het hierso? Een van hulle is White Wing. Nie vir almal name nie, want hulle lyk vir my almal presies dieselfde. Whitey is obviously. Kyk hoe lig hulle vlekkies as hulle vir my kwaad raak. Ja. Ja. Sê my, waar is julle eiers? Daar, spaander hulle. Ek gaan nou nie weer deur daai veld loop nie. Ek gaan dalk net daar by daai klippe kyk. Ek het 'n sterk vermoede onder hierdie bosse kan daar dalk wees, maar ek wil sê ek het 'n heilige vrees vir 'n freaking slang. Ek kan sien daar is plak opgeskrop, maar daar is nie 'n eier nie. Ek gaan nie my arm onder hierdie bosse indruk nie. Kom ons loer net hier oor. Sien, daar is ook geskrop. Mens nie eiers nie. Kom ons kyk hier onder. Is hier nou iets uitpeel, nee. Daar, sê het laas daar klomp eiers gelê, maar daar is niks meer nie, vandat ons hulle opgetel het. Vir my is hy daai spot. So nee, ek weet nie. Vandag, Tarantale 1, Charlie 0. Hulle het my weer uitoorlê. Ons sal maar sien. Hier het ons vir Stella en Whitey. Whitey is die witte en Stella is die gryse. Daar hardloop sy weg. Daar was Stella. En aan die oorkant is Hennetjie en een van die no-names. En daar is White Wing. En sy het een wit vlekkie. Ons noem maar White Wing.